Goeiemôre al julle pragtige mense. Dit is die 14de Januarie en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed. Ouder gewoonte, kom ons kyk wie kom op, terwyl ons 'n paar slukke koffie vat. En dan gesels ons lekker oor die nuus en al die gemors wat in hierdie wêreld aangaan en die goeie goed. As daar ek weet nie, is hier 'n paar goeie goed, ek weet nie. Ja, hier's 1 of 2 goeie goed. Maar meestal is dit maar die bollie van die wêreld en wat in ons land aangaan. En ek sê vir julle, die goed, is besig om my ou regtig moeg te maak. In elk geval, dit vat baie van ou se tyd. En jy kom by 'n punt waar jy weet wat aangaan. Jan, goeiemôre. Jy kom by 'n punt waar jy weet wat aangaan en jy wil nie verandering doen, jy weet jy kan nie verandering doen. En dis asof jou hande vasgemaak is. Jy weet, Jenny, goeiemôre. Jy weet jy kan dit doen. Al die goed is al reeds uitgewerk wat gedoen moet word. En dan voel jy net, maar jou hande is vasgemaak. Ons het byvoorbeeld volgende week die 23ste. Pierre, goeiemôre. Lofty, goeiemôre. Annie, goeiemôre. Nou kom jy ouens op. Ons het byvoorbeeld volgende week groot vergadering. Dit is oor 9 dae. Groot vergadering. En ek het letterlik gedroom wat ek by daai vergadering gaan sê. Want almal gaan 'n spreekbeurt kry. Daar's so 12 ouens. Daar's miskien 1 of 2 abstentees, whatever hulle dit noem. Andrew, goeiemôre. Maar ek gaan my spreekbeurt hê en vir hulle sê presies hoe dit moet gebeur. Dit is hoe dit moet gebeur. Anders gaan julle vir die volgende jaar rondploeter in die donker. En dit gaan net al hoe erger raak, soos ons kan hoor uit sekere dompiete se uitlatings hierdie afgelope week. Hulle gaan nie ophou nie, mense. Hulle gaan nie stop nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat oor see gebeur. Wat is 'n sluk koffie? Ryk en lekker, koffiekapitaal. Jou eerste koffie in die oggend is altyd lekker. En jou tweede koffietjie sit die deksel so op 'n eerste enetjie. Iran en Amerika, Iran en Suid-Afrika. CBS nuus sê daar's omtrent so 12,000 protesteerders dood in Iran hierdie afgelope 8ste tot die 10de Januarie teen Khamenei se regime. En Iran is uit om alle Starlink internet gebruikers te arresteer en hulle laptops en goed weg te vat, sodat die mense nie vir die wêreld kan sê wat in Iran aangaan nie. Weet julle dat in die 70er jare was Iran een van die mooiste lande om na toe te gaan. Die mense het mooi aangetrek, hulle was netjies, dit was 'n skoon land, dit was amper so Singapore. Toe kom die moslim gemors in. En nou is dit so 60 jaar later, 50 jaar later, en nou is Iran besig om wakker te word. Mense is besig om wakker te word. En hopelik sal hulle hierdie juk van Islam van hulle, dankie Lofty, weet, hopelik sal hulle hierdie juk van islamiteit, islamisme, islam, whatever jy het wil noem, Mohammedanisme, van hulle skouers afgooi. En dit sal die grootste klap in die gesig vir Islam wees wêreldwyd. Wêreldwyd. En ons wil graag die tweede klap in die gesig wees vir hulle. Ek moet my kabels uitsorteer hier onder hierdie tafel. Ek het 'n bietjie meer gemaklik sit. Maar ou Trump is besig om te sê, MAGA, make Iran great again. En hy het weer vir Iran gewaarsku en gesê, as julle hierdie protesteerders gaan aanval en uitwis, dan is daar moeilikheid. Wel, volgens CBS 12,000 dood. Dit kan 'n false flag wees, né? Dit kan 'n leuen wees van CBS,
Want selfs op die Global Awards wat ek gisterand gekyk het die uitsaaier, ek kan nie haar naam onthou nie, maar sy was nie op haar bek geval nie. Sy het CBS News genoem, Central BS News. So die kans is goed dat hulle lieg. Wie weet, né? Maar Amerika het alle diplomatieke bande nou met Iran verbreek. Die Europese parlement het gesê Iraanse diplomate is nie meer welkom om daar in te gaan nie. So Iran word nou geomsingel deur die honger westerse wolwe om seker te maak dat hierdie land nou gaan val, maar daar's altyd 'n maar. Waaroor gaan dit eintlik? Olie. Dis waaroor dit gaan. As die westerse lande dit kan regkry om Iran te laat val en die olie van daai kant af te begin beheer, dan het hulle geslag in hulle doel. Dit is waaroor dit maar eintlik gaan. Trump het ook gesê dat enige land wat met Iran besigheid doen, sy tariewe gaan styg na 25% toe, handelstariewe. Oeps. Wat noem mense chairman, die CEO, die hoof, die leier van wat is die naam van die ding? Ek het hom probeer verander. Die Senaat vir Buitelandse Beleid. Die Senaat vir Buitelandse Beleid. Hy het gesê, die tyd vir enige onderhandelinge is verby met Suid-Afrika, nadat Suid-Afrika homself alweer bewys het dat hy saam met Amerika se vyande staan, met hierdie vlootoefeninge. Ons regering het toe net na daardie uitlatings baie mooi vir Iran gevra om asseblief sy 2 oorlogskepies te onttrek, en Iran het gecomply. Hulle het gedoen wat hulle gevra is. Te laat, man. Is te laat. Rama Plakkertjie sit in die United Arab Emirates op hierdie stadium, en hy is nou besig met samesprekings daar. Jy sien, so as hy nie die westerse lande aan sy kant gaan kry nie, gaan hy probeer om die oosterse lande aan sy kant te kry. Die probleem wat hy het, is baie van die oosterse lande skaar hulle by die VSA. So dit is waarmee ons nou sit. Die VSA het ook sy mense vertel om Iran te verlaat. Wat sê dit altyd vir ons? Dit sê altyd vir ons, hier kom die moeilikheid nou. Trump het gesê, ek het hulle 1 keer gebom, ek sal hulle weer bom. Bernardus, wat sê jy? Goeiemôre. Ek het hulle 1 keer gebom, ek sal hulle weer bom. Weet jy, dit is baie makliker vir hom om eintlik vir Iran te bom as vir ons, maar dit is nie so moeilik nie. Dit is nie so moeilik nie. So dit is wat in Iran gebeur, en wat daai kant van die wêreld aangaan. Wat hierdie kant van die wêreld gebeur is, Trump het nou sy oë gevestig op Cuba, en hy het alle olie toevoer vanaf Venezuela na Cuba toe het hy afgesny. Maak het nog moeiliker vir Cuba. Maar interessant genoeg, Trump het vir Mexico toegelaat om olie aan Cuba te verskaf. En daar het so 'n prentjie ding uitgekom waar Trump sy oë so vestig op Cuba. Venezuela, Cuba, Colombia en al daardie lande om Amerika gaan moet luister wat hulle baas vir hulle sê. Nee, Johan, goeiemôre. Groenland, sy eerste minister. Wat is sy naam? Want ek het gou kyk, waar het ek sy naam neergeskrywe? Interessante oukie hierdie. Waar het ek hom nou neergeskrywe? Hierso. Die eerste minister Nielsen. Dit is net deur die, kom ek sê, is interessant, Nielsen is 'n baie bekende van. Die eerste minister Nielsen, hy sê, Groenland sal nie gebyt word nie, besit word nie, gekoop word nie, regeer word nie, of deel word nie van Amerika, op geen manier nie. Groenland sal nie.
Die Trump se Arktiese, ek het nie geweet hy het so iets nie, hy het 'n Arktiese kommissaris. In ander woorde, ou wat daar operate in die koue. Hy operate in die Noordpool. En natuurlik oor Kanada en Alaska en natuurlik Groenland. Hierdie kommissaris sê, Trump sal nie gedwarsboom word wat Groenland aanbetref nie. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat Trump sal vir Groenland binneval as hy moet. En die wêreld sal niks kan doen nie. Europa sal hulle monde hou. Denemarke sal kla en huil en skop en proes en protes. Goeiemôre Rudy, maar hulle sal niks kan doen nie. Zero. As Trump besluit, hy vat Groenland, dan vat hy hom. Nou as jy kyk na die Mercator kaart wat ek hier voor my het, dis ook op ons stoep, maar as jy kyk na die Mercator kaart, dis 'n totale leen van hoe Groenland daar is. Groenland is nie so groot nie. Groenland is baie kleiner as wat daai kaart aandui. En die rede hoekom die kaart dit aandui is omdat hy rek hom uit. Hy rek hom uit. Selfs met Rusland. Rusland is nie so groot nie. En Afrika word kleiner gewys. Jakes, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou, Jakes? Jy was aan lanklaas op. Hè? Weet ouens soos jy wat wegbly van koffie met brood af, nee, maak my bekommerd. Waarmee is julle besig? Pieter Henning, goeiemôre. Jakes, welkom weer hier by ons. In elk geval, so Trump het sy oog op Groenland. Nou hier is die ding. In 1973 was die Club of Rome gestig. Nee, hy was nie gestig nie. Hy het al toe alreeds bestaan. Hulle noem hom the Club of Rome. 1973. In 1973 het hierdie Club of Rome 'n wêreldkaart opgetrek, waar hulle die wêreld verdeel het in 10 streke, wat deel moet word van die wêreldorde en hoe dit moet deel word van die wêreldorde. Amerika, Noord-Amerika, Kanada en Groenland is nommer 1. En Trump is besig om hy job vir hulle te doen. Wetend of onwetend, ons weet nie. Dis nie moeilik vir hom om Kanada in te lyf nie. Kanadese sien hulle self as semi-Amerikaners. Hulle sal nie omgee om state te hê in Amerika nie en dat hulle ontslaa raak van hulle linkse liberale pedofiel regering nie. Hulle sal nie 'n probleem hê met dit nie. Dit sal 'n bietjie van 'n stryd vat, maar hulle sal nie 'n probleem daarmee hê nie. Groenland aan die ander kant, as hulle nie oorloop na Amerika toe nie, sal hulle beset word met 'n militêre mag. Ons sien hierdie goed kom, mense. Trump wat nie oorlog maak nie, nee, gaan oorlog maak. En as hy dit nie doen nie, sy opvolger, J.D. Vance sal sy opvolger wees. Hoor wat ek vir julle sê, teen sy Vance uitgehaal word. Maar Vance sal dit doen. Vance sal dit doen. Interessant, ons op die elite wêreldbord, en ek het gesmyl toe ek dit sien. Suid-Afrika, Namibië, en luister nou na hierdie een, Australië, is in een blok. En ons blok is nommer 4. As kind, nee, was my gunsteling nommer 4. Was altyd my gunsteling nommer gewees. En jare later, toe wys vader vir my dat sy gunsteling nommer vir my is 22. Dit weet baie van julle al. 2 + 2 is 4. Nou, hoekom sê ek 2 + 2? Dit was Tesla. Julle ken van Nikola Tesla? Dit was Tesla se manier om te wys dat daar harmonie in die natuur, in die geestelike, in die wêreld is, op sekere maniere. Byvoorbeeld met klank. As jy die hertz, klank, megahertz, daai tipe goed wat hulle gebruik, se kodes optel, dan kom jy altyd by hierdie 3 syfers uit, 369.
Jy kom altyd by dit uit. Altyd, sonder enige verskille. So Vader het 'n manier om syfers in die wêreld te gebruik om sekere dinge te doen. God is incredibly, amazingly slim. Ons ken hom nie wat dit aanbetref nie. Sy wysheid en sy kennis, man, jy moet net neerval en neerbuig en vir hom aanbid, dis al. Hy is net incredibly groot. So, Trumpie gaan nie back down nie en Groenland sê, give it a go. Give it a go. Hierdie was nou een van die siekste dinge wat ek nou weer in 'n lang tyd gelees het. Mattel, julle ken Mattel, het julle al gehoor van Mattel? Mattel is die groep wat die Barbie-poppe doen. Mattel het nou 'n Barbie-pop bekendgestel, vrygestel, begin dit te verkoop. Dis 'n autistiese Barbie-pop. Die ding reageer presies soos wat hierdie arme kindertjies deurgaan. Dis nou hulle manier om hierdie kindertjies te help om 'n maatjie te hê. Hierdie maatjie is net soos jy. Is dit nie 'n siek manier om geld te maak nie? Totaal en al siek. Jy weet, jy het oorloë en jy het al hierdie goed, en dan kom jy met hierdie Mattel Barbie pop tipe goeders. Ons moet sommer Barbie flippen verban uit Suid-Afrika. 100%. En terwyl Amerika besig is met sy Golden Dome en al hierdie tipe goed, wil China nou 2 massiewe satellietnetwerke in die ruimte bou. Hierdie massiewe satellietnetwerke gaan uit 200,000 satelliete bestaan. Hulle wil dit nou begin doen. Waarmee is hulle besig? Hulle kan nie eens hulle flippen eie mense voer nie, of humanitêr optree teen hulle eie mense nie, maar hulle wil domineer. Daai kommunistiese bootmerk afdruk. Kom ek sê nou vir julle, as Trump het kan regkry om Iran te draai, en as Iran kan opstaan binne 5 tot 10 jaar, militêr gewys, in 'n demokratiese regering, en Iran word 'n ally van Amerika, dan het China 'n probleem. Rusland het 'n probleem. Dink bietjie. Geopolitics, dink bietjie oor die, sien die groter prentjie. En dis hoekom dit vir ons ook belangrik is, om by 'n punt te kom waar ons van Kaapstad af tot by die Ewenaar, die suidelike gedeelte van Afrika onder 'n federale stelsel moet sit, vir ons eie beskerming, ons eie verdediging. En ons kan daarby uitkom. Ken julle voordat ek hierdie sê, ou Bill en Hillary Clinton weier om getuienis te kom lewer in die Epstein-sage voor die huis van verteenwoordigers. Ek is bly hulle weier dit, want nou kan hulle gearresteer word. As jy dit weier, dan kan hulle federale polisie na jou huis toe stuur en jou arresteer. So ek hoop regtig hierdie siek mense word gearresteer. Ou Trump het ook die TPS, hulle noem dit die TPS, die Temporary Protection Services, of status, nie service nie. Dis die tydelike beskermingsstatus vir Somaliërs gekanseleer. Mense, binne 'n paar weke het ons agtergekom wat 'n groot vlek op die Amerikaanse geskiedenis is hierdie Somaliese ding. Hierdie 80,000 Somaliërs wat hulle ingevlieg het, en 'n absolute korrupte kriminele netwerk van geldwassery opgebou het, deur hierdie lot. En Trump het nou hulle temporary protection status gerevoke. Hulle moet huis toe gaan by die 17de Maart, moet hulle uit die land uit wees. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Ek sê baie vir mense, ek kan nie wag vir die dag wat die Here vir ons die go-ahead gee, want wanneer die Here vir ons die go-ahead gee, is wanneer ons die fondse het. Dit is die skakel in die ketting.
Die fondse is die skakel, die daadwerklike skakel in die ketting. Ek kan nie wag vir daai dag nie, wat Vader vir ons sê, ek het hierdie ou se hart oopgemaak, ek het hierdie ding gedoen vir jou, ek het jou gebruik om dit te doen, ek het julle saamgevoeg, ek het hierdie raad gestig, ek het dit gedoen, ek het al hierdie goedjies in plek gesit, en hier is die geld, doen nou die werk. Ek kan nie wag nie. Ek is daarom nog jong genoeg, maar ek kan nie wag nie. Prys die Here. In elk geval, ken julle vir 'n ou met die naam van Scott Adams? As jy van comics hou, ek het nou nie van hierdie spesifieke reeks gehou nie. Die reeks se naam is Dilbert. Scott Adams was 'n ateïs, wat hierdie reeks comics geskryf het, Dilbert. Dis 'n snaakse getekende storie. Dankie jou Lofty. Dis 'n snaakse getekende storieetjie. En hierdie Scott Adams was 'n ateïs. Hy het gesterf van prostaatkanker op die ouderdom van 68. Moenie mors met die Here nie. Maar hy is 'n ateïs en hy het hierdie ding geskryf en hy was baie baie bekend en dit het hom redelik welvarend gemaak, hierdie strokies karakter. Hier is die ding. 'n Paar dae voordat hy gesterf het, toe sê hierdie ateïs, hy het nou onlangs gesterf. Toe sê hierdie ateïs, hierdie was deur sy vrou gesê, hy het besluit om Jesus Christus te aanvaar as sy persoonlike saligmaker en verlosser. En hy sien uit om die hele ewigheid saam met hom te spandeer. En toe sê hy, dit is die beste kaart wat hy kan speel nou. Nou hier is die ding. Was hierdie ou genuine wedergebore gewees? Hy het die regte ding gesê. En as hy die Christus aanvaar het in sy hart, en hom laat doop het, en hy geseël is met die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 38, dan het hy dit gemaak. Na al sy 68 jaar van ateïsme, Hannes, wat sê jy? Manie, goeiemôre. Na al sy jare van ateïsme, dan het hy dit gemaak. Nee. Hoekom het hy dit gemaak? Want God is genadig. God wil nie enigiemand moet verlore gaan nie. Hy is genadig. So, wie weet. Terwyl hierdie ateïs 'n Christen word, in aanhalingstekens, word 'n methodiste pastoor in Port Elizabeth gearresteer in 'n kerkdiens nou verlede naweek. Laat hom kom haal. Ek weet nie hoekom nie. Vir al sy volgelinge, as ek so 400-500 volgelinge, het hulle hom kom haal, die polisie. Wat het hierdie ou verkeerd gedoen? Die kerkmense, moenie 'n fout maak nie. Die kerk, as jy met 'n vergrootglas moet kyk na die kerk, kan jy geskok wees oor hoe siek sekere goed aangaan in kerke. En ons vat nie dit net, ons sê nie dis net swart kerke nie, dis wit kerke ook. Hierdie groot predikers, moet ek hulle name noem, selfs hier in Pretoria. Die grootste boodskap wat hulle vir jou kan gee, is om jou geld vir hulle te gee. Tiendes en offerandes. Dis 'n leuen, daai tiende storie. Hoor wat ek vir julle sê, die tiende is nie onder die wet van Christus nie. Dis nie onder die wet van Melchizedek nie. Dit is die wet van Moses. Wat nou nog net 'n leermeester is, maar wat van verbygaande aard is, gaan bestudeer die boek van Hebreërs. En Handelinge 15. Dan sal jy sien wat uit die wet gehou is. Handeling 15 sê baie duidelik wat uit die wet uitgehou is. Die kerk is vuil, mense. En ons wat die Heilige Gees het, sal moet opstaan en die regte ding doen en die regte ding sê en die liefde betoon vir almal wat om ons is. In elk geval, dit kom nou uit dat die demokrate, voordat hulle uit die Withuis uit is, het hulle 260 miljoen dollar vir George Soros gegee. Dis hoekom jy vandag die protesaksies het teen ICE in Minnesota en sulke goed. Hierdie mense word betaal.
Hierdie linkse groepe word betaal deur George Soros om teen die Republikeinse regering op te staan in Amerika. Hierdie siek mense van die wêreld, nee, daar is siek mense. Hulle sal nie stop nie. Die enigste manier om van hierdie tipe kanker ontslae te raak, is om dit uit te sny en weg te gooi. En dit is, weet julle, baie keer voel dit vir my dat 'n semi-diktatorskap sal moet plaasvind hier in Suid-Afrika. Waar vir 'n wyle, 'n kort tydjie, een ou die gitaar slaan en sê ons doen dit en ons doen dit en ons dit en ons ek vat nie nee vir 'n antwoord nie en ons maak skoon. Klaar. Kom ons kyk 'n bietjie in Suid-Afrika. Fikile Mabalula. Fikile Mabalula, waar is ons Schuster nou? Ons sal die grond vat. En ons gaan die Reservebank nasionaliseer. Hulle beheer al klaar die Reservebank. Maar ons gaan die Reservebank nasionaliseer en ons gaan die grond vat. Fikile. Ek gaan jou by jou flip en enkels ophang, boeta, in jou kop in 'n emmer indruk. En jy sal alles uitspoeg waar jy die geld weggesteek het. Suid-Afrikaanse regering GNU blaas 450 miljoen rand in 18 maande in reiskoste. In 18 maande, so 'n jaar en 'n half, blaas hulle 450 miljoen rand op reiskoste. Durban alleen spandeer 22 miljoen rand op 2 standbeelde. En kyk hoe lyk Durban. Ons het 'n plan vir Durban. Ons het 'n plan. Ons gaan daai strande flippend weer skoonmaak en daai lot gaan hulle eie strande kry in hulle eie staat. Die MK party het vir Makubele afgedank as die hoofsweep. Daai ousie is ook 'n wit hater. Sy is afgedank as die MK se hoofsweep. Dankie tog. Die hele MK moet net val. Hulle is in elk geval net useless. En dan kom hulle uit met leuns. Die nuus hierdie afgelope tyd hierso in Suid-Afrika was oor die slaagsyfers nou in die skole. Ons het 88% slaagsyfer. Julle lieg man. Die slaagsyfer was 54,7%. Die ware slaagsyfer. 54,7%. En nou wil ek die vraag vra, hoeveel van daai 54,7% was net omdat jy hoef 30% te kry om deur te kom? Hoeveel het 30% of 31% gekry? Of 30,5% gekry om deur te kom? Wat beteken julle vir die samelewing? 0, niks. Dan sien ons weer aan ons kant van die draad hoe 2 pragtige mense in die Fourie Hoërskool en in die, waar is die ander hoërskool, die Hans Moor Hoërskool van Benoni nogal, van ander plekke, waar hulle 9 onderskeidings gekry het. Die een meisietjie, sy is die top met matrikulant in die hoërskool Hans Moor in Benoni. Man, ek drink 'n koffie op haar. Sy het 100% gekry, luister die, 100% gekry, vir wiskunde en vir wetenskap. Ek het 100% ontslaag geraak van wiskunde en wetenskap, toe ek in stand 8 ingaan. Koffie met brood. Well done. Almal van julle wat flippend goed gedoen het, nee. Wat vinger getrek het. Well done. In ons daar moes jy 60% kry. En as jy 61% gekry het, nee, het jy te veel geleer. Dit was ons storie gewees. Maar in elk geval, ek het so met 'n average van 70% het ek my dae klaar gemaak in die hoërskool. Ek was fliks om huiswerk te doen, maar ek was nie fliks om te studeer nie. Dis waarheid. Maar ek het my 70% plus minus gemaak. Hoe het ons dit uitgewerk? Ek het 4 C's gehad en 2 D's.
Doen die somme. Dis om by 70%. 4 C's en 2 D's. Ek het nie pyn om dit te sê nie. Ek het mooi deurgekom. Ek was in die middelgroep. Fantasties. Hy was genoeg vir my gewees. Ek sal nie vergeet nie, ek het die Sunday Times gaan lees, of die rapport, kan nie onthou of die rapport of die Sunday Times was nie. Vroeg hy Sondagoggend in Goodwood in die Kaap, daar waar die Eppingbrug, julle weet die hoofpad daar, so jy het die voortrekker pad, en dan het jy nou die pad daar so wat basically aan die punt van Goodwood is, wat Goodwood in die begraafplaas skei. Wat is dit, Stikland of soets? Ja, ek kan nie meer onthou nie. Ek so lanklaas in die Kaap. Maar in elk geval, daar op die hoek, daar by die gebouwe, die hoë gebouwe daar so, daar het hulle die Sunday Times in die rapport kom afgooi, en ek was die Sondagoggend vroeg daar. En toe hulle goed afgooi, toe het ek my koerant. Toe maak ek hom sommer daar oop op die sypaadjie. En hier is die ding. Ek het van my huis in Parow gestap na daai punt toe. Daar was nie, my fietsie het baie keer gery en baie keer nie gery nie. En daar was nie geld vir treine vat nie, of bus nie. Veral nie op 'n vroeg Sondagoggend nie. Het was nog donker, toe loop ek aan voortrekker weg af. Jy kon nog daai tyd. Verby al die winkelvensters in. Toe gaan doen ek my matriek goed. In elk geval, kom ons kyk na ander verslae. Action SA wil die Fala verslag laat deklassifiseer. Ja, man, ons weet al, toe hierdie ding begin het, het ons die waarheid gehad as gevolg van 'n generaal in Mkhonto we Sizwe, wat vir ons duidelik gesê het, waar daar die geld, wat op Ramaplakker se plaas is, waar dit vandaan kom. Dit was nie as gevolg van beeste, wat verkoop was nie. Daai geld kom uit Libië uit. Die Madlanga Malanga begin weer Januarie 26. Ek hoop hulle krap nog 'n mors oop. Maar teen Januarie 26 wil ons 'n plan op die tafel hê. Mense, ons moet 'n plan op die tafel hê. In elk geval. Wat het ek nog hierso? Moenie dink is net swart mense wat sleg doen nie, hoor. In Alberton, Freddy Vermeulen, die ou is 42 jaar oud. Hy is in die hof, hy het sy vrou vermoor. Jy sien, ons moet daardie gedagte uit mense se koppe kry, dat jy kan wegkom met moord. Hy is 42 jaar oud, sy het vir hom, ek weet nie, grief gegee, of wat sy verkeerd gedoen het nie, of sy kop het uitgehaak, of wat ook al, en hy het haar vermoor. Nou gaan sit hy vir die volgende 20 plus jaar in die tronk, en hy kyk vir nie TV. Ek het vir hom slegte nuus, baie slegte nuus. Wanneer die federale alliansie in beheer is, en ons gaan, dan gaan hy 'n week hê. Dan is alles oor vir hom. Goodbye, tot ziens. Salagashle. Wat het ek nog hierso? As gevolg van hierdie Iran storie, en ander stories, die Witkruis monument en al daai tipe van goed, is ons nou by die perfekte plek. Ons is regtig waar by die perfekte plek om te doen wat ons moet doen. Hulle kan honderde Kaspers laai op 'n trein en dit stuur na 'n plek toe. Maar ons het gesien met daardie sogenaamde ANC samekoms, dat daardie soldate het nie 'n flip en clue nie, man. Hulle het nie 'n idee nie. En dit is so 'n tragedie, jy weet, die rykheid van ons geskiedenis, wat so vertrap is as gevolg van barbare. Dit is wat dit is. En ons moet alles in ons vermoë doen om hierdie ding te kan regstel. Ek moet vir julle sê, ek doen baie goed met hierdie toep op hierdie stadium. Maandag was vir my terrible. Johan, wat sê Johan hierso? Hy sê die ANC, hy sê Groenewald is nie, nee, Groenewald is nie. Johan, ek weet nie waar jy jou feite vandaan kry nie. Die DA gaan uitgeskop word uit die Weskaap uit, dan beteken die DA niks. Groenewald is nie die nuwe favourite nie. Hulle sal nooit vir Groenewald push nie.
En Ramaphosa sal nog steeds aangaan soos wat hy aangaan. Onthou die verkiesing vir die nuwe regering is eers 2027. So daar's nog baie gemors wat gaan plaasvind, tensy ons hierdie ding draai. Maar in elk geval, om terug te kom na my gedagte toe. Ons sit hier so met 'n toep. Ek sal sê, Gerrie, goeiemôre, hoe gaan dit? Ek het op hierdie toep gewerk maandag, nee, en toe ek mens noem het routing, waar jy die goed nou aan mekaar vleg, sodat as jy hierdie ding druk, dan gaan jy na die ding toe, as jy die ding druk, gaan jy na daai ding toe. Toe ek hierdie goed begin doen, toe val hierdie hele ding van die bus af. Geef my bladsy in wat absoluut horribaal was. En vanaf 8 uur tot so 2:30 het hierdie ding my maandag gemors hoor. En toe besluit ek, wag, stop die trok net daar. Ons begin weer. Nie begin weer met die hele ding nie, want baie goed is al reeds gebou. Ek vee hierdie hele dag se werk uit, en ek begin met die vorige bladsye, en ons begin weer. En ek kan vir julle sê, ek het dit gedoen, en gister het ek 'n fantastiese dag gehad op die bou van hierdie ouetjie. Ons is besig om te wen. En ek bid dat ek so by Vrydag gaan klaar wees, heeltemal. Dan is my job gedoen, wat hierdie ding aanbetref. Dan is dit blou bulle toe, soos die meetings wat ons reël, en adverteerders, en dan launch ons. Ek wil einde Januarie die ding launch. Dit is my beplanning. En ons moet nog net die back-end doen. Die back-end is nie so moeilik nie, en ek het mense wat my kan help daarmee, ons moet hulle moet eers kom kyk. Maar ons doen goed. So, elke ou moet doen wat hy doen. Elke ou moet doen wat hy doen. Hou aan met wat jy doen. As jy wil deel word van hierdie ding, nee. Jy kan deel word. Jy kan deel word. In elk geval, koffie met brood. Het ek nog koffie? Laaste slukkie. Ons is vryburgers. Boere Afrikaners, dis wie ons is. Ons weet wie ons is. En ons weet wat ons gaan doen. En saam met God maak eendag mag. Hou hom altyd voor jou, hierdie hele dag. Dien hom en eer hom. Hy alleen is waardig. Alles wat mooi is vir julle, sien mekaar weer as die Here wil.